Twee woorde wat 'n mens van moedersknie af inkry, is die woorde asseblief en dankie. En hoe leer mense 'n kind om dankie te sê? Ek onthou my ma het, wanneer sy vir my iets aangee en ek het net vat, het sy die ding vasgehou. En dan ruk, ek sê, nee, wat is die woord? Sê ek, dankie. En op die manier het dankie deel van my woordeskat geword. Ons is vandag by die 9de speek van ons gebedswiel, die laaste een van hierdie opwindende tog. En ons kyk na dankbaarheid. Here, om dankie te sê, is deel van ons DNA. Want dis hoe ons geleer is, sonder dat ons daaroor gedink het. Vandag wil ons daaroor dink en besef hoekom dit so belangrik is. En dankie dat U wat ons lankal begin leer het, vandag rustig by ons sit en vir ons verduidelik. Breek U woord oop vir ons. Amen. Ons lees Lukas 17 van vers 11 af. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eens 'n Jood is nie? En vir hom sê hy: staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. 10 melaatse mans, uitgeworpenes, stap met die pad en hulle sien vir Jesus. Hy is op pad Jerusalem toe van Galilea af en op die grens van Samaria is hy besig om te stap, want die Jode het baie keer die Samaritane vermy. En dis die gewone pad gewees wat hulle gehad het, wat Jesus die dag volg. En hierdie mense was gewoond gewees om hard te roep as hulle iemand sien. En hulle roep was altyd gewees: malaats, malaats. Terwyl hulle nog ver is, moes hulle reeds die mense waarsku dat hulle 'n gevaar is. En dan die mense weggedraai. En dit was 'n verskriklike ding van malaatsheid gewees, dat jy verwerp is. Hulle sien dis Jesus, hulle is desperaat en hulle woorde, seker nadat hulle malaats geroep het, is: Here, kan U ons nie help nie asseblief? En Jesus, eie aan sy aard, en dit wat hy die heel beste doen, is om mense in die moeilikheid te help. En hy sê vir hulle: gaan wys julle vir die priesters. Bedoelende, want die priesters was die wat moes oordeel of hulle gesond is. Dat as julle by die priesters kom, hulle sal julle glad nie toelaat as julle nie gesond is nie. As julle by die priesters kom, sal julle gesond wees. En terwyl hulle soontoe stap, sien hulle, maar die wonder gebeur. Hulle kyk na hulle vel en sien, maar is besig om daai harde vel van hulle is besig om sag te word. Hulle is genees. En dan draai een man om en hy gaan terug na Jesus toe. En as hy voor Jesus kom, dan het hy voor hom neergeval op die grond en hy het hom gedank. Dankie vir wat U gedoen het. Dankie dat U my genees het. En dan sien ons Jesus in een van die min kere van diep hartseer as hy sê: waar is die ander? Hoekom is hulle nie hier nie? Hoekom is dankbaarheid so belangrik gewees? Het Jesus 'n behoefte gehad dat hulle net vir hom sê dat hy hulle die groot guns gedoen het? Nee. Die dankbaarheid was nodig gewees vir hulle. Want sien, almal is genees, al het hulle nie kom dankbaarheid bewys nie. Maar net een het die kans gekry om God te ontmoet. En daaroor is Jesus hartseer. Hulle het 'n kans om van hierdie siekte te kom na 'n punt waar hulle na die hoogtepunt van hulle lewe kan kom. En dan sê Jesus vir hom as hy wegstap: jou verhouding met God is herstel. Dis eintlik wat jy nodig gehad het. Baie meer as die genesing
van die melaatsheid. En dit word een van die belangrikste dinge van dankbaarheid, is om dankbaarheid uit te spreek. Mense het baie keer 'n algemene gevoel vir dankbaarheid en sê, dankie vir alles wat U vir my gee. Dis op daai punt waar God ons wil stop en sê, stop so 'n bietjie, vertel 'n bietjie vir my, waaroor is jy dankbaar? Dieselfde met sonde, waar ons maklik oor sonde sê, vergewe al my sonde. En God ons stop en sê, wag, vertel my 'n bietjie, wat is dit wat ek moet vergewe? Wat het jy verkeerd gedoen? En wanneer ek dit wat ek gedoen het in woorde omsit, begin daar iets met my te gebeur. En net so met ons dankbaarheid. As jy jou dankbaarheid begin uitspreek, begin daar goed binne in jou gebeur. Het is interessant dat daar talle navorsing is wat die voordele wys van doodgewone die uitspreek van dankbaarheid. En dit het niks met Christelikheid te doen nie, dis doodgewoon 'n fisiologies, 'n menslike feit, dat hulle mense sogenaamde dankbaarheidsjoernale gee. Dinge waar jy neerskryf waaroor jy dankbaar is. En as jy 3 dinge 'n dag kan neerskryf waaroor jy dankbaar is, geweldige voordele vir jou persoonlikheid, vir jou innerlike lewe, vir jou geluk, vir jou prestasie. Dis oor en oor bewys. Maar vir 'n Christen is dit nie bloot iets wat ek sê om effek te hê vir my lewe nie. Vir 'n Christen is dit iets wat hom aan God verbind. Want as ek dankbaarheid begin uitspreek, dan moet ek uitkom by die een vir wie ek dankbaar is, die een wat agter alle goeie dinge lê. As ek dus op die skaal van swaar dinge en goeie dinge, die twee te mekaar opweeg, dan begin die goeie dinge skielik dinge in my lewe te laat gebeur. In die Bybel is dit 'n algemene ding, 1 Tessalonisense 5 byvoorbeeld, wat sê, wees altyd dankbaar. Dit word in 'n konteks gesê van mense wat ontsettend swaar gekry het. Mense wat gelei het vir hulle geloof. En vir daardie mense word gesê, wees altyd dankbaar. Want op die skaal van slegte en goeie dinge, trek die slegte dinge ons af. Die skaal gaan, hierdie kant gaan op, want hierdie is te swaar, die slegte goed, die goeie goed is nie genoeg nie. Hoe herstel ek die balans? As ek die goeie goed nie kan afgooi nie, dis goed wat klaar gebeur het. Al wat ek doen is, ek sit dankbaarheid by. En dankbaarheid wat bykom, begin die skaal weer te swaai en anders te maak. En daarom vir ons is dankbaarheid krities in 'n lewe wat uitdagings het en swaar is. Ek is nie dankbaar omdat dit goed gaan nie. Ek is dankbaar ten spyte van die slegte in my lewe. Dankbaarheid is iets wat ek kry en dan gee ek dit nie. Dankbaarheid is 'n lewensingesteldheid, waar ek met 'n dankbare ingesteldheid in enige omstandighede ingaan. En dan verander dit my omstandighede. En as ek dus my gebed afsluit met dankbaarheid, is dit eintlik die eerste tree wat ek in die werklike lewe begin ingee. In my gebed het ek klomp ervarings gehad van die besef van God se grootheid, my menslikheid, my sondigheid, die wonder van die woord waar God met my praat, waar ek voorbeding doen vir ander. En dan kom ek in die 9de spreek, by die laaste een, waar ek my dankbaarheid uitspreek. Dinge noem waarvoor ek dankbaar is. En wanneer ek dit doen, dan word ek reg om die wêreld in te gaan, om moeilike dinge aan te spreek. Natuurlik het dit baie waarde om vir mense ook ons dankbaarheid te sê. Iemand 'n brief te stuur, 'n WhatsApp, 'n e-mail, wat dit ook al mag wees, te stuur waarin ek vir hom sê, ek wil net vir jou sê, dankie vir wat jy vir my beteken, dankie vir jou vriendskap, of dankie vir die keer toe jy my gehelp het en wat dit vir my gedoen het. Dit doen iets geweldigs vir so 'n persoon. En dit doen iets geweldigs vir my wat dit doen. En die diepste van wat dit vir my doen, is dat dit my aan die God verbind, wat die goeie dinge in my lewe gee. Die God wat net die goeie in gedagte het. En wanneer ek dit uitspreek, dan begin ek dit te leef. Dan begin ek 'n dankbare lewe te leef, waar ek mense beïnvloed en waarin ek die Here verheerlik. Kom ons bid dat hy ons daarmee sal help. Here, dankie dat ons met rede dankbaar kan wees. U het vir ons die beste, die mooiste, die grootste kom gee, en u het nie omgegee om dit te doen nie. En ons as die kinders wil bekend wees daarvoor dat ons dankbaar is vir dit wat u gee en vir dit wat mense vir ons gee. Help vir ons ook om dit te leef.
Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.